Van my kant af goeiemôre. Dit is winter. Dit is skoolvakansie en ek sien 'n hele klomp van ons mense het die stryd teen die komberse en die duwys vanoggend verloor. Maar vir julle wat hom gewen het, so bly julle is hier saam met ons. Dis koud en ek weet nie of dit net ek is nie, maar dit voel vir my of hoe ouer ek word, hoe elke jaar se winter kouer word. Die oueres sê nou amen, die jonges sê hulle weet nie waarvan ek praat nie. Dit voel vir my so, dis dalk net ek. Maar dit voel vir my of dit kouer en kouer word. Vanoggend kom ek daar uit die kamer uit en ek en Lisa ry bietjie vroeër as Annette en Amonay in die oggende, want sy help by die kinderkerk en ek moet mos nou vroeër hier wees. En ek kom daar uit en ek sê, Lisa, ek voel vanoggend soos hierdie opgestopte teddybeer. Want ek het soveel lae klere hier onderaan. En sy sê, nee papa lyk soos 'n marshmallow. Toe sê ek, dankie my liefie, dis soveel beter. Ek voel sommer beter. So ek lyk dalk soos 'n marshmallow vanoggend, maar ek kan darem nie koud nie. So, welkom van my kant af, ons besoekers, welkom. Ons is in 'n reeks, so in ons Julie vakansie, ons noem dit Ken jy vir? En ons gesels oor mense, persone, karakters in die Bybel, wat almal ook, net soos ons in hierdie stuur my jaar, ook gestuur is. Deur God gestuur is om iewers te gaan, iets te gaan doen, iewers heen gestuur. En daar's so baie om by hulle te leer, en vanoggend staan ek weer by iemand, of 'n karakter stil, en iemand wat ons baie min oor praat, en ek dink vir van julle mag dit dalk die eerste keer wees, dat julle sy naam hoor, en dalk die eerste keer dat julle ietsie hoor oor hierdie persoon. En ons gesels vanoggend oor 'n man met die naam van Onesimus. Onesimus. Nou ons lees van Onesimus daar in die brief wat Paulus aan Filemon skryf, en ek gaan die brief vir jou lees. Dis net een hoofstuk, dis net so oor die 20 verse, en ek wil hierdie brief vir jou lees, want dis so 'n mooi brief wat Paulus skryf. So 'n bietjie anders as sy teologiese briewe wat hy dalk skryf aan die Romeine of die gemeente in die Efesiërs, daar in die Galasiërs. Dis 'n bietjie anders, dis meer 'n bietjie 'n verhoudings, baie korter en minder teologie, maar tog 'n verhoudingsbrief en tog kosbaar vat dit die evangelie saam. En ek wil nou 'n bietjie meer daaroor sê. Maar kom lees saam met my, ek gaan so met die deur in die huis val en wegtrek met hierdie brief wat ons so saam gaan lees, en ek gaan die konteks so 'n bietjie inkleer soos wat ons hierdie brief lees en jou voorstel aan die karakters, die hoofkarakters. Daar is so 'n bietjie meer as net die hoofkarakters se name, en ek gaan dalk nie oor almal baie kan sê nie, maar ek wil jou voorstel aan die karakters soos ons hierdie brief van Paulus lees. Ek trek weg. Filemon 1 daar van vers 1 af. Lees ons, ek lees vir die Nuwe Lewende Vertaling. Hierdie brief kom van Paulus. Ons ken van Paulus. Hy sê, ek is 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ons broer Timoteus skryf hierdie brief saam met my. Paulus sit in die gevangenis in Rome en hy skryf hierdie brief saam met Timoteus. Hy gaan verder dan sê hy, ons skryf aan Filemon, ons geliefde vriend en medewerker, as ook aan ons suster Afia, aan Archippus, ons medesoldaat, en aan die gemeente wat in jou huis bymekaar kom. Mag die genade en die vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus met julle wees. Hoe mooi sê hy dit. Och, is mooi. Sien gaan vir Paulus vir 'n oomblik daar in die gevangenis in Rome, waar hy sit en hierdie brief skryf aan iemand vir wie hy baie lief is. 'n Man met die naam van Filemon, 'n geliefde vriend, geliefde medewerker. Hy groet sy huisgesin, sy vrou, sy seun. Hy noem sy seun ons medesoldaat, en hy groet hierdie gemeente wat saam met hulle in die huis ook bymekaar kom. So Filemon het hierdie huiskerk daar in sy huis, en hy groet saam met die hele gemeente daar die huiskerk. Vers 4, lees verder. Filemon, ek dank my God altyd wanneer ek in gebed aan jou dink, want ek hoor van jou liefde vir al God se mense en van jou getrouheid aan die Here Jesus Christus. Ek bid dat die geloof wat ons met mekaar deel, jou 'n diep insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Broer,
jou liefde het my bly gemaak en my bemoedig, omdat jy die hart van God se mense so dikwels verkoop het. Dit sê so 'n bietjie iets van Filemon se karakter en wie hy is. En Paulus kom en hy praat so warm en so liefdevol van sy geestelike geliefde broer Filemon hier. En hy's dankbaar oor Filemon en hy hoor van die mooi dinge wat Filemon doen, sy liefde vir die mense en sy getrouheid aan Christus. En hy spreek sy dankbaarheid uit aan Filemon. Waardering. Vers 8. In my verbondenheid aan Christus het ek volle vrymoedigheid om vir jou te sê wat jy moet doen. Tog wil ek, Paulus, 'n ou man, en nou ook nog 'n gevangene, ter wille van Christus Jesus, eerder 'n beroep op jou liefde doen. Paulus kom nou en hy het so vir Filemon mooi gegroet en waardering uitgespreek, en dan kom hy en hy doen hierdie beroep op hom. Nou, jy sal sien, Paulus het baie vrymoedigheid as dit kom by Filemon. Nie net omdat hy 'n geliefde broer is, 'n medegelowige is nie, maar Paulus het vir Filemon tot bekering gelei. So Filemon het tot bekering gekom onder Paulus. So dan staan nou mos 'n ekstra vermoedigheid as hy met sy geestelike seun praat. En as hy die geestelike mentor wat praat, Paulus met Filemon. Dis hoekom hy so lekker vrymoedig is. En dis hoekom hy ook vrymoedig is om hierdie beroep te doen op Filemon. Vers 10. Kom Paulus verder en hy verduidelik wat hierdie beroep is wat hy nou doen op Filemon. Hy sê, ek pleit by jou vir my kind Onesimus. Nie sy biologiese kind nie, maar sy geestelike kind Onesimus. Ek het hom hier in die tronk tot bekering gelei. Hy was voorheen vir jou niks werd nie, maar nou is hy vir jou en ook vir my baie bruikbaar. Hier ontmoet ons nou vir Onesimus. Nou, Onesimus was 'n slaaf gewees in Filemon se huis. So Filemon was nie net 'n geestelike leier gewees nie net 'n medegelowige nie, maar hy was ook 'n besigheidsman gewees en hy was 'n slawe eienaar gewees. Daardie tyd was dit baie algemeen dat welaf mense, ryk mense, besigheidsmense, vername mense, sommer baie slawe soms gehad het in diens. En Onesimus was een van Filemon se slawe gewees. En die betekenis van Onesimus se naam in die Engels is dit profitable of useful. Afrikaans winsgewend en dan nuttig of bruikbaar. Mooi naam vir 'n slaaf, né? Jy's winsgewend. En onthou in daardie tyd, ons sukkel 'n bietjie met die konteks, maar daardie tyd slawe was daar om te werk. Hulle was besittings gewees. So Onesimus was Filemon se besitting gewees. Hy was 'n slaaf wat moes werk, wat winsgewend moes wees, wat nuttig moes wees, wat bruikbaar moes wees. So dis mooi as jy jou slaaf sommer so noem, dan as jy hom roep, dan herinner jy hom sommer, want dis eintlik hoekom jy hier is. Jy is hier om hard te werk. Die probleem egter is, Onesimus het weggeloop van sy eienaar af. Hy was die slaaf wat gevlug het van Filemon af. So nou skielik is hy nie meer so winsgewend nie. Skielik is hy nie meer so bruikbaar nie. Nie meer so nuttig nie. Hy's nou 'n slaaf wat vlug van sy eienaar af. En slawe, soos ons weet, het daardie tyd geen regte gehad nie. En die grootste sonde wat 'n slaaf sekerlik daardie tyd kon doen, was dit. Om te besluit, ek loop. Ek vlug. Ek vat my goed en ek loop. Ek wat my eienaar, my meester se besitting is, besluit net om te vlug. En die straf in daardie tyd was baie eenvoudig, baie maklik. Dit was die doodstraf. As 'n slaaf gevlug het, hy het geen sê oor sy eie lewe gehad nie, hy het geen reg op sy eie lewe gehad nie. So Filemon was geregtig om, as Onesimus ooit weer sou terugkom, om hom eenvoudig dood te maak. Om hom te straf soos wat hy wou, maar hy kon homself doodmaak. So Onesimus vlug. En hy ontmoet vir Paulus, terwyl Paulus in die gevangenis is, en Paulus lei vir Onesimus na die Here toe. So nou word hierdie slaaf wat gevlug het van sy eienaar af, word ook 'n medegelowige, word ook 'n kind van die Here. En dis nou waaroor hierdie brief gaan, wat Paulus skryf aan Filemon, daar uit die gevangenis uit. Kom ons lees verder, vers 12. Ek stuur hom na jou toe terug. Ek stuur hom na jou toe terug. Hierdie slaaf wat by jou
wat gevlug het van jou af en heel waarskynlik terloops, heel waarskynlik gesteel het ook. Daar's baie kommentare, teoloë, al sê die woord nie so nie, wat die gevolgtrekking maak dat Onesimus het heel waarskynlik gesteel ook, want hy het nie geld vir sy eie gehad nie, hy moes reis, hy moes leef, hy moes eet, so hy het 10 nog gesteel ook. Ek stuur hom terug na jou toe, en dan hierdie woorde, hy is my hart se punt. Paulus maak die pap sommer nou lekker dik aan hierso. Vers 13, eintlik sou ek, terwyl ek in boeye is, omdat ek die goeie nuus verkondig, hom graag hier by my wou hou, sodat hy my namens jou kan help. Hoor gou praat Paulus hier, met Filemon, die een wat hy tot bekering gelei het. Hy sê, jy's nie hier om my te help nie, te ondersteun nie, maar Onesimus is hier namens jou. Hy is mos nou een van ons broers ook. Vers 14, ek wou egter eers met jou daaroor praat, sodat die goeie dinge wat jy doen nie afgedwing word nie, maar vrywillig kan wees. Dalk moes Onesimus 'n rukkie van jou af weg wees, sodat jy hom vir ewig kan terugkry. Nie langer as 'n slaaf nie, nee, meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dis wat hy veral vir my beteken. Hoeveel te meer sal hy as mens en as Christen nie vir jou beteken nie. Vers 17. Aangesien jy my dan as vernoot beskou, verwelkom hom soos jy my sou verwelkom. Hoor gou mooi sê Paulus hier. As hy jou enige skade aangedoen het, of jou iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, skryf hier met my eie hand, ek sal betaal. Ek hoef nie te noem dat jy my eintlik jou lewe skuld nie. Sê hy so terloops. Maar hoor wat sê Paulus hier. Paulus gaan nou van, ek dank God vir jou Filemon, na, ek doen 'n beroep op jou Filemon, en nou sê hy, sit dit op my rekening, ek sal betaal. As hy van jou gesteel het, wat hy ook al gesteel het, ek sal betaal. Wat hy jou ook al gekos het, met sy wegloop, al jou verliese wat jy gelei het, ek sal betaal, sit dit op my rekening. Ek sal jou vergoed. Ek sal jou vergoed vir alles. Want Onesimus is skuldig. Onesimus is skuldig, maar ek stuur hom terug na jou toe as 'n broer. Ek stuur hom terug na jou toe as een van ons. Wat die skade ook al was, ek sal betaal. En hy stuur hom terug en hy sê, Filemon, verwelkom hom soos jy my verwelkom. En hoor gou die grootheid hiervan. Onesimus verdien nie genade nie. Hy het die grootste sonde gedoen wat 'n slaaf kon doen. Hy is skuldig, alles aan hom is skuldig. Hy moenie in Rome wees nie, hy loop vir Paulus raak, gee sy hart vir die Here, maar soos ons almal weet, as jy jou hart vir die Here gee, kind van die Here word, verander al jou omstandighede nie sommer outomaties net oornag nie. Jy gaan terug en jy gaan nog steeds die gevolge moet dra van verkeerde besluite van jou lewe, al is jy nou 'n kind van die Here. Ons is nie vingerklap skielik weg en wonderlik en fantasties nie. Is God met jou? Ja, hy is. Is jy kind van die Here? Ja, jy is. Is jy sonde vergewe? Ja, dit is. Maar die gevangenis is vol manne en vroue wat daagliks tot bekering kom. Gaan die deure nou skielik oop en is hulle vonnis skielik nou afgeskryf net omdat hulle kind van die Here word? Nee. Jy moet nog steeds jou vonnis uitdien van die oortreding wat jy begaan het, maar jy is 'n kind van die Here. En Onesimus is in daai selfde konteks nou. Hy's 'n kind van die Here en is wonderlik. Maar hy moet ook die gevolge dra van sy verkeerde besluite wat hy gemaak het. En Paulus stuur hom terug na Filemon toe met 'n brief in sy hand. En hy vra vir Filemon, Filemon, uit die goedheid van jou hart, uit God se genade in jou hart, ontvang Onesimus soos 'n broer. Ontvang hom soos jy my ontvang. Vergewe vir Onesimus, Filemon. Gee hom 'n tweede kans. Ontvang hom asof hy ek is. En ek kan dink, en as ek so 'n skrif lees, altyd in 'n brief lees, dan gaan my brein prentjies toe, en dan wil ek sien hoe dit lyk, en ek wil in my geestesoog vir Filemon sien, en ek wil vir Onesimus sien, en ek wil sien hoe die hele verhaal of omstandighede homself afspeel. Maar ek kon dink, as Paulus by Filemon sou kom kuier, dink jy gou 'n bietjie in, hoe die ontvangs sou wees.
Hy is hierdie geestelike vaderfiguur wat vir Filemon na die Here toe gelei het. So as Paulus kom kuier by 'n ryk man met al die slawe, dan word Paulus seker fantasties hanteer. Dink jy nie so nie? Hy word ontvang. Hy word omhels, hy word verwelkom, daar word hom die lekkerste kos gegee. Hy kry 'n spesiale kamer vir hom voorberei en al sy behoeftes word voorsien, want dit is Paulus. En al die slawe weet ook, dis die man wat ons meester na die Here toe gelei het. Dis Paulus. Nou sê Paulus, ontvang vir Onesimus soos jy my sou ontvang. Met dieselfde gasvryheid, met dieselfde liefde, as jy na hom kyk, sien my. Sien my. Vergewe hom vinnig. Gee hom 'n tweede kans. Al het jy jou te nagekom. Al het jy die volste reg om hom te straf en selfs dood te maak. Ontvang hom soos jy my sou ontvang. Vers 20. Asseblief broer, bewys aan my hierdie guns, omdat ons aan die Here verbonde is. Verkoop my hart omdat jy 'n Christen is. Ek skryf van jou in die vertroue dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet dat jy selfs meer as dit sal doen. Terwyl ek nou vra, hoor hier, reël asseblief vir my verblyf, want ek hoop om danksy julle gebede vrygelaat te word. Julle bid mos dat ek vrygelaat word. So aangesien julle so hard bid, berei sommer in geloof al vir my 'n plekkie voor. Ek's op pad. Hy's nog in boeye in Rome. Dan groet hy sê, Epaphras, wat saam met my 'n gevangene ter wille van Christus Jesus is, stuur vir julle groete. Ook Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, my medewerkers, stuur groete. Mag die Here Jesus Christus se genade julle geestelik versterk. Noem die name van medegelowiges wat so in verhouding saam besig is om te dien, om te bedien. Reuse spanpoging en hy groet hulle almal. Dis hierdie brief wat Paulus skryf aan Filemon rondom Onesimus. En ek wil twee dinge by jou los. Een is, hoor gou die evangelie van Jesus Christus in Paulus se brief aan Filemon. Wat is die evangelie? Evangelie is eenvoudig die goeie nuus van Jesus Christus. Die goeie nuus dat Jesus Christus mens geword het en kom sterf het op 'n kruis vir my en jou sonde. Dat ons sonde vergewe is met sy dood, met sy opstanding. As gevolg van Christus is daar vergifnis vir my sonde. Dis die goeie nuus van die evangelie, wat ek en jy nog steeds die draers van is, hier in Bellville, daar waar jy bly, daar waar jy werk, tot aan die uithoeke, tot daar in China en oral, is dit dieselfde goeie nuus, dat daar hoop is, redding is vir sondaars, en sy naam is Jesus Christus. Dis die evangelie. En is hierdie evangelie waarby ek vir 'n oomblik wil stilstaan, net rondom hierdie brief. Want ek dink vir ons as kinders van die Here, raak ons soms so gemaklik, want ons is mos besig. As iemand vra hoe gaan dit, dan sê hulle vir jou besig. Almal is besig. En soms vergeet ons net die krag van die evangelie en die oomblik van ons redding. Die oomblik van ons bekering, die oomblik waar ons van sondaar gegaan het na kind van die Here toe. Dit word iets in die vae verlede en ek regverdig baie dinge wat ek doen, want dit is so asof ons wegdryf van hierdie middelpunt af, hierdie kern waaroor alles gaan, hierdie dankbaarheid vir God se genade, dat my siel gered is, dat my sonde vergewe is, dat ek 'n kind van die Here is. Dit is amper soos daar in jou koue huis, jy het 'n verwarmer daar een kant. Hoe verder jy van die verwarmer afgaan, hoe kouer word dit in die huis. Maar as jy lekker langs die verwarmer sit, dan besef jy, as dit nie vir hierdie verwarmer is vanaand nie, dan dood ons van die koue. En hierdie evangelie is soos hierdie verwarmer wat ons soms net so ver van af beweeg, dat jy nie eens meer bewus raak van hom nie. En vanoggend wil ek daarby stil staan, net so vinnig vir 'n oomblik. Hoor hierdie evangelie. Paulus skryf hierdie brief aan Filemon. Hierdie evangelie volgens Filemon. Miskien die evangelie volgens Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Hoor hom hierso vir volgens Filemon vir 'n oomblik. Voor ek en jy Christus ontmoet het, was ons almal Onesimus. Almal van ons was sondaars. Romeine 3:23, almal het gesondig, dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Niemand was goed genoeg nie, almal was 'n Onesimus. Ons sonde lyk dalk anders. Ons stories lyk anders, dalk as 'n slaaf wat gevlug het. Maar ons was sondaars.
Ons het die dood verdien. Ons het nie God se genade verdien nie. Ons was nie goed genoeg of my ma of pa was goed genoeg nie. En ek wil weer sê, jy ken hierdie storie, jy ken die evangelie, maar laat toe dat die Heilige Gees vanoggend dit weer in jou hart vasmaak. Laat dit jou anker. Laat dit weer jou plek wees waarvan af jy droom en stap en werk en gestuur word om te gaan. Jy moet gestuur word met hierdie evangelie diep in jou gees gewortel. Ek was 'n sondaar en sonder Christus wat ons vrymaak, is ons almal slawe van sonde. Romeine 6 vers 17, ek wil hom op die skerm vir jou wys. Hy sê, julle moet vir God dankie sê, dat julle wat voorheen slawe van die sonde was, nou moet julle hele hart gehoorsaam geword het aan die ware evangelie, wat aan julle oorgelewer is. Ons was slawe van sonde, het die dood verdien. En die loon van die sonde, so bietjie verder af in vers 23 van Romeine 6, sê die loon van die sonde is die dood. En ons het die dood verdien. En net soos Onesimus weet, daar wag 'n doodstraf vir my as gevolg van dit wat ek verkeerd gedoen het. Elkeen van ons was slawe van sonde, maar die goeie nuus van die evangelie is dat soos Paulus daar in vers 17 en 18 sy brief skryf vir Filemon waar hy sê, aangesien jy my dan as vernoot beskou, verwelkom hom soos jy my sou verwelkom. As hy jou skade aangedoen het, of jou iets skuld, sit dit op my rekening. Die goeie nuus van die evangelie is, dat ons sonde is op Christus se rekening gesit. Onverdiend, net genade, niks anders nie. En jy moet dit onthou. Oral waar jy gaan, dit bly die hart van wie ons is hierdie kosbare evangelie. En my verhouding met hom. En dis wat Jesus Christus vir ons elkeen kom doen het. 2 Korintiërs 5:21. God het hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak. Jesus Christus wat sonde nie geken het nie. God het hom sonde gemaak. Hoekom? Terwille van my en terwille van jou, terwille van ons, sodat ons op grond van ons hegte verhouding met Christus deur God vrygespreek kan word. Ek en jy is vrygespreek. Slawe van sonde vrygespreek. Onesimus. Jesus het gesê, ek sal betaal. Wat Matthys se sonde ook al was, wat sy skuld ook al was, wat hy ook al gedoen het, ek sal dit betaal. Dis op my. En wat in jou lewe aangegaan het, voor 'n oomblik waar jy tot bekering gekom het, en Jesus Christus aangeneem het, as jou persoonlike saligmaker en verlosser, en hierdie goeie nuus van die evangelie gehoor het, dit bely het, met jou hart geglo het, gered is. Voor daardie oomblik, was ek en jy op 'n plek waar ons nie ons eie skuld kon betaal nie. Ons kon nie ons eie vergifnis bewerkstellig nie. Net Jesus Christus. En dit wat hy gedoen het aan daardie houtkruis, kan betaal, kan die straf namens my gevat het. En dis hierdie evangelie in 'n neutedop. As gevolg van Christus, is ons nou nie meer slawe van sonde nie, maar kinders van God. Ek wil gou vir jou 'n prentjie wys. Ek gaan vir jou 'n prentjie wys. Ek gaan vir jou 'n illustrasie wys. Dan wil ek 'n tweede ding sê rondom vergifnis, maar net voor ek by vergifnis kom. Dink jou gou vir 'n oomblik in en sien jou gou self in hierdie situasie, want ons regverdig onsself te maklik en ons maak die evangelie goedkoop partykeer deur die manier hoe ons leef. Sien gou vir Onesimus stap van Paulus af, reis van Paulus in Rome af, terug na Filemon toe, terug na sy eienaar toe, met 'n brief in sy hand. Met Paulus se brief in sy hand. Nou, dis my geestesoog, dis hoe die storie vir my lyk. Hy kon die brief op 'n ander manier gestuur het. In my geestesoog stap Onesimus met daardie brief, en so ver soos hy stap, raak hy bewus van God se genade, en hoe hy dit nie verdien nie. Maar hy moet teruggaan na sy meester toe, en sy meester kan enigiets met hom doen. En sien gou die prentjie in, waar Onesimus kom, by Filemon. Sien jou gou as 'n Onesimus, wat op jou knieë sak, as sondaar, voor God se genade. Al wat Onesimus in sy hand het, is 'n brief van Paulus.
sien gou vir Onesimus vir Filemon se voete sak in die stof. En ek is seker, soos Onesimus aangestap gekom het, volgens my het Filemon 'n mooi huis gehad, met baie mense, baie werkers, baie slawe op die lande. En soos Onesimus aangestap kom, versprei die nuus, gaan die nuus om vooruit, kom by Filemon uit. Onesimus is op pad. Onesimus is op pad. En Filemon sê, o ja, stap uit, wag hom in. En hier kom Onesimus aangestap, sak voor Filemon neer. En hy sê, meester, ek is so jammer. Vergewe my. Ek verdien om doodgemaak te word, maar net voor jy my doodmaak, lees net asseblief hierdie brief. En dan kan jy my doodmaak. Hy roem op niks anders nie, behalwe die genade van die een wat die brief geskryf het. Familie, ek en jy kan roem vanoggend in niks anders as in die genade van ons God nie. Moenie ver wegdryf van hierdie kern van dit waarin ons glo nie. Want tweedens, laaste ding, dan gaan ons klaar maak. Ek wil vir 'n oomblik stil staan by vergifnis. Want nou is ons 'n Onesimus wat vergifnis ervaar het. En ek glo met my hele hart dat Filemon vir Onesimus vergewe het. Hom ontvang het as 'n broer, die brief gelees het. Paulus eer, hom ontvang soos hy Paulus sou ontvang. En 'n slaaf wat die dood verdien, word vereer, word verwelkom, kry 'n warm bord kos, kry 'n bed om in te eet. Hy's nie meer 'n slaaf nie, hy's nou 'n broer. En hy beleef hierdie genade. Maar daar's iets rondom wat nou? En ek wil ietsie oor vergifnis sê. Want die feit dat ons kinders van die Here is, hierdie evangelie vir ons 'n werklikheid geword het. Ons kind van die Here geword het. Moet die manier hoe ons leef mos verander. Jy moet anders leef. Ek sê so baie, hoe jy leef maak saak. Maar as kind van die Here, hoe jy leef maak saak. En as ons dan nou vergewe is, hoe lyk dit wanneer ons moet vergewe? Hoe lyk vergifnis vir jou en vir my? Is dit moeilik? Is dit maklik? Want die wat vergewe is, God se vergifnis ervaar het, wat verstaan hoe belangrik dit is om ander te vergewe. Ek wat dood was in my sonde, deur God se genade vergewe is, van al my sondes, van al die gemors waarmee ek besig was. Hoe kan daar enige iets wees wat ek iemand anders nie kan vergewe van nie? En tog is daar. Tog vergewe ons voorwaardelik. Tog is ons vinnig om dinge voor mense te hou. Maar ons moet vinnig wees om te vergewe en vinnig wees om jammer te sê. Baie keer sê ons, en ek het al soveel keer gehoor, twee mense sit voor my, een sê vir die ander een, ek is jammer. Vergewe my. Maar jy kan sien, daai jammer drup van allerhande dinge wat dit nie van moet drup nie, maar dit is nie opreg jammer nie. Ander sê ek vergewe jou. Maar daar's nog niks vergewe, daar's niks verander nie. Ons moet vinnig wees om jammer te sê en vinnig wees om te vergewe. En dalk is daar 'n Onesimus in jou lewe vandag, iemand wat vergewe moet word. En daai iemand is dalk baie naby. En ek weet nie hoe jou Onesimus lyk nie. Dalk is dit iemand wat jou te nagekom het. Dalk is dit iemand wat van jou gesteel het. Dalk is dit iemand wat jou met woorde baie seer gemaak het. Dalk is dit iemand wat uitgestap het uit jou huwelik uit. Dalk is dit 'n besigheidsvernoot. Dalk is dit iemand wat vir jou aanstoot gegee het. Dalk is dit 'n familielid wat jou te nagekom het. Dalk voel jy vanoggend ek is so geregverdig om kwaad te bly. Ek hoef nie te vergewe nie. Ek wil jou herinner vanoggend dat daardie wortel van bitterheid wat groei as gevolg van onvergewensgesindheid is 'n baie diep bitter wortel wat jou vashou en jou keer om te wees wie God wil hê jy moet wees. En ek sê nie vergifnis is maklik nie, alsbehalwe. Dit is baie moeilik as jy dalk vir jare seer gekry het te nagekom is. Maar as jy dink vir 'n oomblik dat die persoon wat jy nie vergewe nie, jy is besig om daai persoon lekker te straf deur hom nie te vergewe nie. Eintlik is jy besig om daardie gif net te drink en te hoop die ander persoon gaan dood. Jy is die een wat moet vrykom. Jy is die een wat moet vergewe, soos God jou vergewe. Die aanbiddingspan by my kom aansluit asseblief. Ek en jy is die een wat moet vergewe. En dan is ons
op 'n plek waar ons vinnig moet jammer sê. Want hoe ons nou leef, as mense wat vergewe is, maak saak. Want jy wys Christus vir mense, en jy wys sy karakter vir mense. En die karakter van Christus is mos nie een wat voorwaardelik vergewe. As iemand opreg kom, dan vergewe hy ons. Hierdie evangelie verander nie net my status van sondaar na kind van God nie. Dit verander ook hoe ek ander mense liefhet en hoe ek ander mense vergewe. En dalk is jy Onesimus vandag en ek wil afsluit. Dalk is jy Onesimus vandag. Dalk is jy skuldig vanoggend hier. Want ons almal is Onesimus. Ek dink dit hang af waar jy is op hierdie reis van Onesimus wees. Almal van ons het begin op 'n dag ons die Here nie geken het nie, slaaf van sonde, soos Onesimus. En dalk is jy nog volgende daar, waar jy nog nie 'n besluit gemaak het vir Christus nie. Dalk het jy al 'n besluit gemaak vir Christus, maar daar's nog dinge wat uitgesorteer moet word. Daar's dinge wat nog hanteer moet word. Miskien is jy daar. Miskien is jy Filemon in hierdie Onesimus se reis. Dalk is jy die een wat moet vergewe. Dalk is jy 'n Onesimus op jou knieë daar voor jou meester, wat opnuut het besef hoe groot sy genade is. Waar is jy vanmôre? Wat gaan aan in jou lewe? Ek wil vir jou vra om vir 'n oomblik jou oë toe te maak saam met my. Ons gaan na 'n lied luister. Dan wil ek graag saam met jou bid en dan gaan ons mekaar groet. En net daar waar jy sit. Soos Filemon Onesimus moes ontvang. Hom in my gees oog opgehelp het van sy knie af op. Hom omhels het soos 'n verlore seun. Is daar 'n God wat vanmôre vir jou wag? Sê kom na my toe. Dalk vir die eerste keer, dalk vir die tweede keer, dalk vir die hoeveelste keer, dalk na jare se dien. Kom weer naby. Kom weer hier na die verwarmer toe. Kom weer hier waar jy my kan voel en ervaar. Weet ek is by jou, ek is met jou. My genade is vir jou. Dalk is jy daar waar jou lewe groter impak moet maak as wat jy besef en tans mee besig is. Laat toe die Heilige Gees vir 'n oomblik, net daar waar jy oor toe is en na die lied luister. Die Heilige Gees 'n bietjie in jou hart inpraat vanmôre voor ons mekaar groet.